sê die Here, gee aan julle die mag. Amen. Julle moet sê amen. Jy moet saam met my praat, want dit is die Here wat hier praat. Hy sê, ek gee aan julle al die mag. Halleluja. Jy sien God se liefde, my liewe suster, vir jou as mens is oneindig groot. En dit het geen einde nie. Dit het geen wyte nie. Dit het geen diepte nie. Dis net oneindig groot. En dit is so wonderlik, my liewe suster, dat hy die almagtige God oor jou droom. Ja, pastoor, dit is so. God droom oor jou. Want jy is vir hom kosbaar, jy is vir hom dierbaar, hy het sy seun se bloed aan die kruis laat vloei vir jou, sodat jy weer in herenig kan word met hom. En daarom droom God groot oor jou lewe. Glo dit vanoggend of jy wil of nie, God se droom oor jou lewe is verskriklik groot. Hoor wat sê Jeremia 29 vers 11. Dis een van my kosbare verse in die Bybel. Ek lees dit gereeld, sodat ek dit vir myself kan proklameer. Want ek weet wat die gedagtes ek aangaande julle koester spreek die Here. Dan sê hy, gedagtes van vrede en nie van onheil, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Weet jy, in Jesus is jou toekoms blink. In Jesus is jou toekoms met rose beslaai. Al lyk die wêreld of als ondergaan, wanneer die Here aan jou kant is, dan droom hy oor jou en hy gee vir jou 'n hoopvolle toekoms. Dit sal rooskleurig wees. Halleluja. Maar weet jy wat? Die Here het nie net 'n plan oor jou lewe nie. Hy het 'n droom wat ver bo jou verbeelding ooit kan wees. Want hy ken jou, my liewe suster, persoonlik by die naam. Amen. Jy is nie net 'n nommer by God nie. Jy is nie nommer 7793 nie. Nee, jy is Piet of Koos of Klaas of Gert. En die Here ken jou persoonlik. Wanneer jy jou hart vir die Here gegee het en jy met hom op pad stap, dan loop hy saam met jou. Prys die naam van die Here. Daarom kan hy kom en Jesaja 43 vers 1 sê, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Halleluja. Jy is myne, sê die Here. Sê bietjie, ek is God se. Jy is myne, sê die Here. En omdat jy, sê die Here, myne is, weet ek die pad waarop jy loop. Ek ken jou wel en wie, sê die Here. Ek weet waardeur jy gaan. Ek weet as jy ongelukkig in jou hart is. Ek weet ook, sê die Here, wanneer jou pad donker is, dan kom hy en hy bevestig vir ons, sal ek met jou wees. Glo dit, halleluja. Jesaja 43 gaan verder in vers 1 en 2 en hy sê, as jy deur water gaan, is dit by jou. En deur riviere, hulle sal jou nie omstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie en die vlam sal jou nie brand nie. Amen. Al raak dinge moeilik, sê God, sal hy met ons wees. Jy sien, God is 'n meester van transformasie. Hy is 'n meester van verandering. Want elke verleentheid, want elke struikelblok en elke hartseer kan opskep in 'n goddelike geleentheid. Ja, al is jou hart seer vanoggend, al het dinge nie uitgewerk nie, al is daar 'n klip in jou pad, sê die Here, sal ek dit verander, ek sal dit transformeer, dat dit in 'n goddelike geleentheid vir jou sal wees. Dit sal soos 'n stepping stone vir jou wees, sê die Here. En omdat jy 'n kind van God is dit eintlik ook ongelukkig so, dat wanneer jy 'n kind van God geword het, daai oomblik, dan kry jy eintlik 'n persoonlike vyand. Sy naam is Satan, genoem die verleier, vader van die leuen, owerste van hierdie wêreld, die draak, die versoeker, vors van die onsigbare magte. En ek kan aanhou om te verduidelik wie hy is.
Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen die bose geeste in die lig. En hulle hang rond. En hulle soek, wie kan hulle moeilikheid gee? Wie kan hulle verslind? Daar's maar baie bose geeste teenwoordig, lelike goed, wat ons nie fisies kan sien. En hulle werk is, hulle taak is, net een ding, is om die kinders van die Here ongelukkig te maak. En te kyk, waar kan hulle jou teestaan? My liewe suster, hulle is net uit om ons dinge te vernietig. En hy sal die steerste plekkie van jou soek om jou te vernietig. As jy nie aktief in die Here se diens staan nie, as jy nie God loof en prys nie, dan plaai jou nie, het jy dit al afgekom? Dan plaai jou nie. Maar begin het om vir die Here te lewe. Begin het 'n nuwe blaadjie omslaan en sê van nou af gaan ek dit of dat doen. Dan sien jy jou poppe uit en dan wil hy jou net in 'n probleem gee oralste. Jy sien, die aanslag teen ons lewens, die aanslag van die vyand is groot in die tyd waar ons in lewe, want die ou vyand weet sy tyd het min geword. En daarom doen hy alles sy vermoë om mense te mislei, om mense te verlei, om mense 'n probleem op te lê. In 2 Timoteus 3 vers 12 sê, en almal wat ook godvrugtig lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Jy sien, Jesus kom en hy waarsku ons teen hierdie dinge. Hy sê julle moet net onthou, as julle met my op pad stap, gaan dit nie maklik wees nie. Maar die uiteinde daarvan is oorwinning. Hy sê, as jy my nie vet, gaan die wêreld jou haat. Dan soek hulle nie dinge om jou probleme te gee. As jy vir my is, sal die mense jou probleme gee. Maar dan weet ons ook die woord van die Here sê vir ons, as julle in my is, kan niks teen julle staan nie. Amen. Niks kan teen jou staan nie. As jy die duiwel se vriend is, dan los jy jou uit. Maar, my liewe suster, as jy 'n vriend van Jesus is, dan kom hy en hy plaai jou, en hy steel van jou, en hy soek goed by jou, om jou lewe ongelukkig te maak. Hy soek daardie kosbare iets, daai ding wat jou na in die hart lê, om jou seer te maak. Want dis sy plan, dis sy werk. Sy plan, of sy werk is om jou skade te berokken. En hy sal jou aanval wat hy die seerste maak. Dis mos nie oké nie. Wat denk julle? Dis mos nie reg nie. Ons kan ons nie so voortgaan nie. Ons sal iets moet doen. Die Here sê, in die Bybel sê, in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Hoor jy wat sê die woord vir ons? Ons moet meer van Jesus in ons lewe kry. Ons moet meer woord in ons lewe kry. Dus om elke woord wat ek op 'n Sondag bring, is gelaai met die krag van die Here. Ek is gelaai met Bybelverse wat vir ons van krag en sterkte is. Want ek weet, hoe meer ek van dit in my lewe in kan bring, hoe makliker is het my om die vyand te verslaan, want dan het ek woord in my mond en dan woord in my hart om te kan verslaan. Dis wat ons nodig het. Ons moet ons vyand leer ken. Ons moet weet wie die vyand werklik is. En weet jy wat? Die mense wil nie hierdie dinge hoor nie. Hulle wil nie hoor en nie hoor gesels nie. Ag, pastoor, ek wil niks hoor van hom nie. Weet jy wat is reg? Maar as jy hom nie ken nie, as jy nie weet waarvoor hy staan nie, as jy hom net pleinweg wil ignoreer, dan gaan hy vir jou moeilikheid gee. Maar dit het tyd geword om ons kennis op te bou in wie ons in Christus Jesus is. Ons moet weet dat elke plek waar my voet neersit, kan ek inneem in die naam van Jesus. Ons moet weet dat wanneer ek iemand bid in die naam van Jesus, dan sal die Here vir ons iets doen. Maar ons moet ook weet dat jou vyand is besig om ons moeilikheid te gee. So ons moet onsself voorberei teen al hierdie dinge. En ek wil vir jou sê, die dinge gaan meer en meer en meer in ons lewens word. Want ons weet sy tyd is nou. Lukas 10 vers 19 in die boodskap sê, maar ek wil dit uit die boodskap uit vir jou lees. Maar ek het nog goeie nuus vir julle. Ek gee aan julle mag oor die duiwel en oor sy handlangers se terreine waar daar baie dinge is wat julle skade kan doen.
Julle het nou die mag oor al sy bose magte, sy slange en skorpioene, julle sal geen skade aan gedoen word nie. Hoor julle? Die ouens gedraai die versie, jy kan mag en slange en skorpioene trap, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan daaroor dat jy die mag oor al die slange van die duiwel, oor al die trawante van die duiwel, oor al die bose magte van die duiwel, oor al die skorpioene, ja, hulle wat so aanhangers is, julle het die mag oor hulle. Daarom sê God, ek gee aan julle die mag oor hierdie dinge. Want jy is meer as 'n oorwinnaar, halleluja. Jy is kragtig in die Here. Jy kan dit nie jou eie krag doen nie. Jy het God se krag nodig om hierdie dinge te doen. En dan sê Lukas 9 vers 1. En hy het sy 12 disippels saamgeroep en hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees. Jy het die mag en jy het nou nog die gesag ook oor al die duiwels. So as jy dinge teen jou kom, dan kan jy die gesag uitoefen wat die Here jou gee. Ons is nie magteloos nie. As ek na party ouens kyk, en party sien hoe party ouens optree, dan lyk hulle vir my so magteloos. Maar my broer en suster, ons is nie aan die verloor kant nie. Ons is toegerus met mag om te heers oor al die krag van die vyand. Wel, dit is nodig, my broer en suster, om jou vyand te ken. Want as ons hom ken en sy strategie ken en weet waartoe hy in staat is, wanneer ons sy metodes ken, sy geskiedenis kan weet, dan kan ons meer paraat wees teen hierdie karakters. Is dit nie so? As ek ons weet waaroor dit gaan, dan kan ek ons paraat wees. As ek ons weet wat ek moet doen, dan is dit my maklik om dit te doen. Maar die oomblik as ek dit nie weet nie, my liewe suster, dan sit ek maar terug, dan is ek moedeloos. Maar as ek weet wat om te doen, as ek die krag van die Here in my het, dan weet ek wat ek moet doen. Halleluja. Moenie 'n fout maak nie. Ja, Satan is reeds 2000 jaar terug oorwin aan die kruis van Jesus. Maar hy het nie gedisappeer nie. Hy is nog steeds besig, omdat hy God van hierdie wêreld is. Sy is steeds besig om God se kinders te plaag. Hy verpes hulle. Hy is besig om dinge te doen wat ons nie wil hê hy moet doen nie. Want ons praat baie keer oor goed wat ons nie moet praat nie. Jy moet so 'n bietjie stil bly. Onthou die vyand is nie almagtig nie. Hy kan nie lees wat in jou hart aangaan. Maar ons praat te vinnig met ons monde. En dan stoor hy net, dan sê hy, daar. Nou kan ek dinge doen. Hy is steeds teenwoordig en sy demone is 'n groot weermag wat om ons staan. Daarom wil hy hierdie boodskap gaan daaroor dat jy op die uitkyk moet wees, want hy loer agter elke tweede bos uit. Kom ons skool ons self oor die vyand, sodat ons paraat kan wees teen hom. Want as ek dit in my het, dan kan ek dit ons gebruik. Amen. Waar kom hierdie vyand vandaan? Julle almal het seker al gehoor dat Openbaring 12 vers 7 sê, daar het 'n oorlog kom in die hemel, Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. Amen. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie. Amen. Want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld vlei is uit die hemel uitgegooi, hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Hy is verslaan. Sê bietjie, hy is verslaan. In my lewe is hy verslaan. Satan was in die hemel en hy is uitgewerk en hy het in opstand gekom teen God se mens. Want die Here het weer omgesien. Moet ons nie bietjie deur sy goed planne sien? En ons weet ook dat die duiwel 'n groot mag het, want hy word die owerste, die God van hierdie wêreld genoem. Terwyl ons in die wêreld is, sal ons probleme ervaar. Die krag van Satan is besonder die krag van wat? Van leuen, van misleiding en van versoeking. Hy het die krag van allerlei snaakse goed te doen. Jy sien, hy kom in deur 'n leuen te vertel. Hy kom in deur 'n misleiding te doen. Hy kom in deur 'n versoeking. Kan ek vanoggend sê, hy lieg soos 'n tandetrekker. Amen. Mislei en verlei is sy spesialiteit.
En hy versoek om elke hoek uit te laai. En as jy 'n swakpunt het, gaan hy jou daar versoek. So jy moet nie swakpunt hê. Jy moet sterk wees in die Here. Met hierdie middele tot sy beskikking, kom hy en hy hou die kinders van hierdie wêreld in sy mag gevange. Jy sien, hy verlei hulle so, hy lieg vir hulle so, hy mislei hulle so, dat hulle nie die God se woord glo nie, dat hulle nie glo daar's 'n groot op in die Here nie. Hy hou hulle vasgevang. En terwyl jy jou vasgevang het, dan doen hy niks aan jou nie. Dan voel ek ons ag, dis lekker. Ek gaan die lewe gaan aan. Maar die oomblik as jy teen hom begin opstaan, dan kom hy met al hierdie probleme neer toe. Omdat teen jou net toe Jesus hom laat doop het, toe kom Satan ewe skielik op die toneel. Sien, oomblik toe Jesus besef het, dis die wil van die Vader, dat hy my kan doop, toe kom Satan op en hy sê, hy kon nie wag nie, toe hy met Jesus praat aan Matteus 4 sê. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand hy honger geword. Die versoeker het toegekom en vir hom gesê, as jy die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, en dis ons verweer, daar staan geskrywe. Halleluja. As jy die woord van God ken, dan kan jy vir hom sê, daar staan geskrywe. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarom neem die duiwel hom in die heilige stad toe en laat hom die hoogtepunt van die tempel staan en sê vir hom, as jy die Seun van God is, spring af. Wat sê Jesus? Daar staan geskrywe. Hy sal sy engel opdrag gee op hulle hande sal hulle dra, sodat jy nie voete kan staan nie. Hier sê vir hom, daar staan geskrywe, maar jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir die gee as u neerval en aanbid. Maar Jesus sê vir hom, wat? Gaan weg, Satan. Gaan weg, Satan. Want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Dan het hy die duiwel met hom in rus gelaat en daar het engele gekom en hom versoek. As jy die duiwel teestaan, sal hy jou met rus laat. Hy sal alles probeer, hy sal kom met die lantuintjies en met alles snaaks dingetjies. Maar as hy jou gevang en dan nie gevang hou, as hy sien, jy val nie vir sy triks nie, dan, my liewe suster, sal hy wegvlug. Hy sal gaan. Jy weet, hierdie ou is so voor op die baan. Hy kom en hy bied vir die koning van al die konings al die koninkryke aan. Maar as hy so hoe sê ons jou mense? Dat hy dink hy kan die koninkryke van God vir hom gee. So asof dit aan hom behoort. Kan jy sien dat hierdie ou, is nie sommer 'n lammetjie nie. Hy het baie planne en gedagtes en dinge. Hy is baie voorbarig. Hy gaan vat vir Jesus toe aan. En toe, asof Jesus nie vir ons al probleme gee nie. En daar by Jesus kom hy sy Moses stuur. Dis wat ons moet sê. Miskien moet ons net so 'n bietjie opstaan en hom moeilikheid gee. Hy doen dit steeds vandag teenoor my en jou. Hy is steeds besig om te werk. Kan ek vir jou so 'n paar aanhalings doen oor wat die Bybel sê oor wat die vyand se metodes is? Want hy probeer alles. Weet jy wat? Hy is totaal beheer van hierdie sondige wêreld. 1 Johannes 5 vers 19 sê, ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. Dit moet wees, want as jy sien hoe die mense gevang is, as jy sien in die ellende wat die wêreld daar buite is, hoe mans en vrouens probleme het, hoe kinders probleme het, hoe mense vasgevang word in al die ewels daar buite, hoe hulle verslaaf is, dan moet dit ons wees dat die ou is in beheer van hierdie sondige wêreld. Maar weet julle wat? God is in beheer van die Here heelal, halleluja. Hy is die groot ek is. Ons hoef nie bang te wees vir die God van hierdie wêreld nie, want ons is nie van hierdie wêreld nie. Amen. Ons hemel, ons bly in die hemel saam met Jesus Christus. Dis waartoe ons op pad is. Hy verlei baie gelowiges om te sondig. Ja, mense, kom kerk toe en dien die Here tot op 'n punt. En dan ewe skielik val al die wiele af. En waar is daai mense? Hulle is weg. Want een of ander verleiding het in hulle lewens ingetree. Want jy begin het Satan mense belei,
en dan verdraai die woord so bietjie, en dan begin hierdie mense agterkom, luister, hierdie ou klink alraai, kom ons gaan ons saam, en dan voor hulle kom kry, is hulle in die verderf, en dis wat hy wil doen. Sy taktiek is dieselfde, soos nog dag en ede was. Ja, hy meng leuns met net genoeg waarheid, om het aanvaarbaar te klink. En dan val baie mense daarvoor, want hulle ken nie die woord van God in hulle lewens nie. Hy probeer mense weerhou om Jesus te aanbid en om kennis te versamel. Hy wil jou uit die kerk uitdra. Want daar is waar jy die woord van die Here lees. Matteus 13:19 sê, die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, wat dit in sy verstaan nie, en val dan weg wat in sy hart gesaai is. Hy vul mense se harte met allerlei verskonings om nie kerkdienste by te neem. Pastoor weet, ek voel nie lekker, ek is grieperig. Hy het dit al Dinsdag, en Sondag leen hom 4 dae weg. Hoe werk dit? Pastoor, ek is so moeg, ek het die hele week hard gewerk. Dis juist jy wat moeg is, wat in die huis van die Here moet wees, om te hoor dat die krag van die Here jou optel, halleluja, om weer die krag van die Here te ervaar. Pastoor weet, ons kry tye mense hier na, sou dan. As hulle nie saam wil kom, dan bly hulle by die huis tot jy terugkom. Dis wat ons moet doen. Want jy sien, hy het elke plannetjie, en hy gebruik dit in die mense, om weg te bly, om die woord van die Here te hoor. Vandag is die baie mense wat die woord van die Here ons hoor, maar wat by die huis sit, en wat het gebeur? Hulle het nie die kennis gekry wat God vir hulle vandag gegee het. En dan môre sukkel hulle, dan wil hulle sê, pastoor help. Maar weet jy wat? God weet wat ons deurgaan. Daarom bring hy 'n woord, sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel. En hy sal dit nie verniet doen nie. Dan mis ons God se woord wanneer ons nie is nie. Ons mis die wysheid. Ons mis die kennis wat die Here vir ons gee. Die vierde een is hy vermom homself as die engel van die lig. 2 Korintiërs 11:14 sê, en geen wonder nie, Satan homself doen hom voor as die engel van die lig. Ja, hy het baie planne, hy het baie slinks. Om elke hoek te draai, kruip hy weg. En hy kuier juis in die donker. Waarom doen hy dit? Sodat hy ons engel van die lig kan voorstel. Ag, pastoor, weet jy, die mense is nie so bad nie. Wat sê die woord van die Here vir jou? Jy moet nie trek aan iemand wat nie 'n kind van die Here, jy sal die juk trek nie. Met ander woorde, jy moet jou nie ophou met mense wat nie die Here dien nie. Amen. Kapies, wat sê hy nie? Ek kan nie my ophou met mense wat God nie dien, maar ek kan vir hulle vertel van die Here. Ek kan vir hulle die lig wees, ek kan vir die sout van die aarde wees, maar ek kan nie 'n hand op die blaas met hom wees nie, want hy is nie van God se mense nie. Daarom val ons baie keer in moeilikheid, daarom het ons moeilikheid, daarom gaan ons deur moeilike tye. Daarom is baie huwelike vandag stukkend, want mense trek nie aan dieselfde hier nie. So jong mense, julle wat trou een van die dag, maak seker jou meisie of jou man ken die Here volledig. Laat hy God beter ken as jouself, dan sal jy nooit 'n probleem hê nie. Amen. Hoe oorwin ek hierdie probleme in my lewe? Hoe oorwin ek die vyand? Die eerste plek is deur geloof. Ek moet glo dat God is. Ek moet glo dat hy my krag is. Ek moet glo dat hy vir my op sal staan. Ek moet glo dat hy daar is vir my. Efesiërs 6:16 sê, daarby moet julle altyd geloof en skuld in die hand hê, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose kan afweer. Met geloof my hart en geloof my hand, kan jy alles afweer wat in jou staan. Ons het geloof nodig. Ons moet glo dat God die koning van al die konings is. Dat dit gaan oor hom en nie oor onsself nie. En die tweede is, aanvaar die oorwinning wat Jesus vir jou oor Satan gee. Aanvaar dit. Johannes 12:31 sê, nou kom die oordeel oor hierdie wêreld, nou sal die oorstand van hierdie wêreld, die Satan, uitgegooi word buitentoe. Wanneer hy na jou hand toe kom, moet jy hom sê, luister, ek het 'n plek in die hemel, waar is jou plek in die hemel? Jy het klaar vir jou stand gekoop, jy gaan soen toe. Herinner hom daaraan, dan sien jou vandag loop hy. Dit tyd geword, dat ons die woord van God ken om hom te herinner, dat hy klaar bakslag gekry, en dat hy van 'n groter bakslag in my proses.
Jy het God se krag, die Heilige Gees in jou. Wat sê die woord? Jy's 'n oorwinnaar. Jy's meer as oorwinnaar. Dawid sê, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God is ek nie bang vir die vyand nie. Met my God is ek nie bang vir die leeu en die beer en die slang nie. Ek is tot meer as oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. En hy oomblik as jy hom teëstaan, dan hardloop hy. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teen en hy sal van julle af wegvlug. Moenie toegee nie. Hoor mooi, moenie toegee aan versoekings nie. Al lyk dit ook hoe mooi. Daai ou vyand het dit verdraai sodat dit vir jou moet mooi lyk. Moenie toegee aan dinge wat nie jou pad langs kom deur die wil van die Here nie. Hou op daarmee. Herinner jou vyand waar hy op pad is. Gooi hom met God se woord en hy sal van jou wegvlug. Alreeds vroeg in die Ou Testament in Deuteronomium het die Here vir die mense die woord gegee wat hulle moet doen. Hy sê in Deuteronomium 28:7, die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan voor jou verslaan word. Op een pad sal dit teen jou uittrek en op 7 paaie sal hulle voor jou uitvlug. Weet jy wat jy moet vir hierdie vyand net so 'n klein weg sê? Vat jou goed en trek verder. Jy hoort nie by my nie. Gaan, weg is jy. Jy is nie saam met my nie. Ek is 'n kind van die Here. Ek gaan nie toegee aan jou versoekings nie. Ek gaan nie val onder jou misleiding nie, want ek ken God se woord. En omdat sy woord in my is, het ek God se krag ook in my. So as jy weer Moses wil teekom, dan moet jy met my begin sukkel. Ek dink ons moet dit vir hom begin vertel. Moenie doekies omdraai nie. Moenie bang wees vir hom nie. Staan soos 'n man op en sê, ek is meer as oorwinnaar deur Jesus wat my krag gee. Amen. Kom ons staan op ons voete en bid ons. Here, U weet hoekom ek hierdie woord moes bring vanoggend. Want U het 'n plan en 'n doel met iemand se lewe, alles op my lewe, Here. Daarom wil ek bid vanoggend, Here, dat U woord in ons harte sal vas staan. Dat ons net sal weer besef wie en wat ons in Christus is. Dat ons nie sal val vir die liste van die duiwel nie. Dat ons sal val vir sy versoekings nie. Dat ons sal val vir sy misleidings nie. Nee, dat ons sal staan. Ons sal vasstaan in die naam van die Here. Ons prys U wonderlike naam. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die woord vanoggend. Maak dit in ons harte oop, dat ons dit sal uitdra. Dat ons vir ander gaan vertel dat U God van ons lewe is. En dat U vir ons die mag gee oor die werke van Satan. Ons prys U daarvoor en ons aanbid U daarvoor. Amen. Kan jy